is Potchefstroom en baie welkom by Stroom Stories waar ons vandag met julle gaan gesels oor die Silent Book Club. Nou Zandri en Bianca sit nou hier vir ons in die ateljee en ek gaan 'n bietjie vra dat hulle vir ons vertel van dit, maar ek gaan eers begin deur te vra, vertel vir ons bietjie van julleself, waar het julle groot geword, is julle oud Potchefstromers, dat ons 'n bietjie meer weet van julle voor ons inval by die boekklub. So Zandri, ons begin sommer by jou. So ek is Zandri Troskinerie. Ek het oorspronklik groot geword in Meyerton. Okay. Ek het al basically my hele lewe gelewe en in Potch kom swat en Potch het nou maar sy kloue in my gehou en ek seker nou al 11 jaar in Potch. Ek weet nie of dit my klassifiseer as 'n oud Potchefstromer Ja, nie. dis 'n Potchefstromer. Ja. Ek nog 'n baba Potchefstromer dan. Ek het in 2022 begin swat hierso. En ja, net nog aanhou swat en nou is ek al 'n hele paar jaar ook hierso. So ja, ek is oorspronklik van Kempton Park af. So die klein dorpie gevoel is baie lekkerder en baie rustiger as die stad en die verkeer en die geraas en alles. So Ja. maar ek verstaan wat jy sê, as die kloue eers in is, dan is dit moeilik om iewers anders heen te gaan. Potch het lekker, hy het definitief daai klein dorpie syndroom. Ek weet nie hoe nie, maar hy het dit Ja. steeds. Dit maak dit lekker. Ja, nee. En so gepraat van 'n klein dorpie gevoel en jy voel bietjie meer intiem met die gemeenskap en so. Ek dink dit het miskien 'n faktor gebring na die ontwikkeling van die Silent Book Club. Nou Gesandrie, ek gaan vir jou vra om 'n bietjie vir ons te vertel hoe dit begin, was die idee, 'n droom nog altyd. Vertel ons 'n bietjie daarvan. So Silent Book Club is nie eintlik my idee nie. Okay. Silent Book Club is 'n geregistreerde company iewers in Amerika dink ek. Ja. Daar is meer as 1500 Silent Book Clubs reg oor die wêreld. En as jy wil registreer vir 'n Silent Book Club, moet jy net op hulle webwerf gaan en registreer. So ek het op TikTok gescroll. Weet, soos ons almal doen. En toe het ek op Silent Book Club Pretoria se page afgekom. Ek is 'n groot leser. Lees is vir my baie lekker. Ek werk van die huis af. Ek hou daarvan om by die huis uit te kom. Toe het ek actually gedink om soontoe te gaan, vir al die pad Pretoria te ry. En die een maandagooggend toe ek wakker word, toe dink ek net, hoekom wil ek Pretoria toe ry as ek dit net in Potch self kan begin? So toe het ek dit dadelik net geregistreer en die Facebook page en die Instagram gemaak en Daar is dit nou in Potch. baie impulsief besluit om dit te doen. Ja. Ja. So jy het eintlik besluit, weet jy wat, ek hou van die Silent Book Club wat ek sien en ek wil begin in Potch. Ja, 100% net so. En hoe het jy vir Bianca ingetrek hier? So na die tweede Silent Book Club meetup wat ons gehad het, toe het ek besef ek wil dit begin nou baie. Ek werk voldag. Dit begin vir my baie raak om dit alleen te doen. En toe het ek ons huidige members genader en gevra as enigiemand belangstel. En Bianca het op my knoppie gedruk en gesê, hallo, ek is hier. Ek is 'n vrywilliger. Ja, gebruik so- my, misbruik my, doen met my wat jy Toe het ek haar moet. ontmoet, sommer so deur dit. Okay. Ja. Nou hoe werk dit bossies? Is iemand nou wat hou van boeke lees besluit, maar ek wil deel raak, maar ek weet nie wat om te verwag nie. Is dit 'n groep ekstroverte of 'n groep introverte? Hoe is dit dat jy jouself, as jy nou sit en jy wil dit doen, wat is die need to knows wil ek amper sê? Is daar reëls? Vertel so 'n bietjie van hoe dit werk. So, ek dink die grootste ding is bring maar net jou boek in jouself Okay. en val in, want ons het geen druk op mense om 'n sekere boek te lees nie. Dis wat dit anders maak van enige ander boekklub. Daar's nie 'n spesifieke boek wat ons lees en met mekaar praat nie. Jy bring jou boek of jou silent craft en jy val in vir die dag, dan het ons so 15 minute wat ons net almal rustig is en dan begin die silent reading hour. So dis net 'n uur van stil wees, lees, mekaar se soos vibe geniet. En dan kan jy of na daai uur huis toe gaan en jou boek gaan klaarmaak op jou eie. Dis nie 'n issue nie, of jy kan bly en mingle as jy bietjie meer outgoing is as ons. So ja, maar dit is maar dit. So die lekker ding van Silent Book Club is 100% vir introverte. Ons is twee baie groot introverte. Ek is 'n introvert met verskriklike social anxiety. So hierdie is vir my Jy is nou buite jou comfort zone. very much buite my comfort zone. So dit is 100% vir introverte wat dalk net bietjie uit die huis uit wil kom. En jy hoef glad nie gepressured te voel enigsins om met enigiemand te praat nie, behalwe net ons wat vir jou gaan sê hi en welkom. Dis dit. Daarna kan jy wegkruip agter jou boek. Ja, En dit maak nie saak watter boek genre nie jy glad lees nie. nie, glad nie. Ons het van thrillers tot romantasy tot fantasy. Daar's
'n vrou daar, Zoe, wat kom en sy kom doen haar Bybelstudie daar. Dis ja. En ons het nou by die vorige een gehad, 'n tannie wat kom sit en brei het. Ja. Dis ie. So jy Bianca, ek dink jy het dit genoem, bring jou eie Silent Craft. Ja, Yes. whether jy kom inkleer, kom brei, kom enigiets, jy hoef nie noodwendig te lees om saam met ons te kom kuier nie. Okay. En natuurlik die ander vraag is, waar doen julle dit? Is dit altyd dieselfde plek of wissel dit van plek tot plek? So oorspronklik het ons begin toe die coffeeshops in Port ons genade. Ja. So ons het begin, ek het die heel eers een gereël, sommer by Mug and Bean. Hulle het my nie genader nie, ek het dit sommer net op die bult gereël. Vir die tweede een het ons by Allroy's Coffee Shop mekaar daar gekry. En toe ewe skielik het ons te min plek gehad. Toe het ons geskuif na Kappa Café toe, verlief geraak op Kappa Café en toe het ons Blank Canvas gedoen, definitief verlief geraak op Blank Canvas. En so het ons toe nou besluit na die laaste event, Kappa Café en Blank Canvas is waar ons gaan wees. So ons gaan 1 keer 'n maand by Blank Canvas wees en 1 keer 'n maand by Kappa Café wees. Okay, so jy praat nou van 2 keer 'n maand. 2 keer 'n basis. maand. So boekklub is elke maand 2 keer 'n maand. Elke Yes. maand 2 keer 'n maand. Okay, en watter dag van die week is dit wat julle? So dit val altyd op 'n Saterdag. Okay? En ons gaan nou 12 uur begin. Ons het gewoonlik 1 uur begin, maar dit gaan nie altyd 12 uur wees nie, dit hang maar net af. Okay. En as iemand, jy het nou nog gepraat van sosiale media, van Facebook en Instagram, met julle 10 en dalk 'n WhatsApp groep seker ook. Ja, ons het 'n WhatsApp community. Okay? So daar is 'n in die community is daar 'n groep wat jy kan join. Jy hoef nie 'n boodskap nie intendel, jy kan nie 'n boodskap stuur op daai groep nie. Net ek en Bianca kan altyd boodskappe stuur. Dan is daar ander groepies in daai community waar jy kan met ander mense praat as jy wil, maar jy hoef glad nie daai te join nie as jy nie wil nie. Ja, so dis die groepe waar jy kan inval, waar jy kan sien, okay, dis hierdie Saterdag wat ons daar by daai plek met mekaar kom basies. Ja, net so. En enige kostes, niks is vrywilliger. Daag net op. Dis 100% verniet. Die enigste kostes is jou koffie en jou cupcake of muffin wat jy bestel by die coffee shop waar ons is. Ja, natuurlik bestel jy nou koffie ook, Ja. want dis mos nou hoekom anders gaan jy nou 'n boek lees. Ja. Ja, die lekker ding is ook baie van die kafees waar ons dit doen het 'n boek special waar hulle soos 'n koffie en 'n muffin sal saam sit vir 'n set prys en dan is dit nou vir die boektalk, die boekklub se special en dit is dan wat jy kan Saterdag. As jy meer wil hê, kry meer. As jy minder wil hê, jy hoef nie, maar Ja. dit is lekker om te sien hoe die kafees ook saamwerk en ook belangstel in wat ons doen. Nou julle het so voor 'n bietjie gepraat van die vibe onder mekaar dan as jy nou sit en lees. Nou wat het vir julle uitgestaan van as julle nou begin het tot nou toe? Was daar Saterdag wat jy net gevoel het, "Jesus, ek is so bly ek het hierdie impulsiewe besluit geneem om hierdie te begin." Vir my is dit elke Saterdag wat ons die boekklub hou. Dis amazing om te sien hoeveel mense daar op. En vir my met my social anxiety is dit 'n goeie ding om met hulle te gaan praat. Want dit is ons werk as hosts om te gaan groet en so. So die vibe is definitief die grootste ding daar. Want die stil sit en lees en jy hoor net bladsye. Dit is die beste ding om te hoor in die wêreld vir my. Sjoe, wow. Ja. Yes, dit is eintlik amazing. So 'n tipe van 'n biblioteek effek. Ja. Maar jy kan hierso eet en drink amper. Ja. Yes, ja. Maak dit baie lekkerder. Ja, ek dink vir my is dit ook om te sien hoe ons almal weet lewe raak so vinnig so besig. So dis vir my so goed om te sien hoe mense daai Saterdag vat en dit hulle sin maak. Hulle besluit om te kom en net ietsie vir hulle self te doen. Ons het 'n member wat nou laas week getrou het, baie geluk. En sy het die Saterdag voor haar trou gekom en gesê sy wil net ontspan, haar boek lees en net vir haar stres bietjie laat wegval vir daai paar ure. Ja. So dis vir my baie rewarding ook om te sien hoe die mense net 'n oomblik gee en net tyd vir hulle self. Ja. So ek Bietjie wil nou- wegbreek van social media af. Ja, Ja. verseker. Ek wou nou juist gevra het, wat was die feedback van die gemeenskap wat julle gekry het? Ek meen, Almal loved it. Daai uur wat jy sonder jou selfoon sit, whether jy nou op jou selfoon sit en lees, maar daai uur wat jy net fokus op wat jy heidaglik doen en daar's nie enigiets anderste soos 'n TikTok video daar of 'n WhatsApp boodskapie daar. Niks wat jou aandag breek van net daai rustigheid nie. Dit is die grootste feedback, is almal lief, is lief vir die stilte. dink julle as julle nog verder groei, julle gaan
wat sal jy sê is die droom vir die Silent Book Club wat jy wil? Miskien elke Saterdag van die maand of wat sal jy sê? Sjoe, elke Saterdag van die maand. Ja, dis bietjie. Kom jy moet nou jou comfort zone bietjie push. Ja, dit gaan maar net oor of is ons elke Saterdag van die maand in Potch, maar dit sal great wees. Ek weet die Silent Book Club in die Kaap doen audiobook walks waar hulle al 300, 400, 500 hoeveel ook al hulle is, saam gaan loop en hulle luister net audiobooks. Oei, yes, dis actually En hulle baie vat 'n leuk hike en hier's baie plekke in Potch waar mense suites kan doen. Ja. Nou, ek is nie 'n groot hiker nie, maar ek sal definitief Kom ons Dit loop maar voel- as goeie sein. Ja, Ja. dis vir die ander ding. Sein. Mis jy 'n chapter? nee. Ja. Yes, okay. Maar nou moet ek ook vra, ek het baie keer gesien in flieks of selfs 'n series waar jy nou, kom ons noem dit nou maar die skrywer kry van die boek self wat nou 'n boek launch het en dan besluit hulle, weet jy wat, ek gaan by hierdie venue die eerste 2 hoofstukke lees en dan is dit oop vir die publiek om te kom sit en luister. Selfs vir daai aanhangers van die skrywer of 'n reeks wat hulle besig is om te skryf. Sou julle dalk vorentoe dalk so iets oorweeg om te sê dat hierdie Saterdag het ons hierdie skrywer wat hierdie boek nou gelaunch het. Hulle lees vir ons hoofstuk 1 en 2 of 'n hoofstuk maar met ekstra behind the scenes details wat jy normaalweg nie sou geweet het as jy net die boek koop en lees nie. Is dit iets waarna jy definitief sal kyk? Dit is definitief in die beplanning vir in die toekoms. Ek dink vir nou fokus ons op die kleiner goed. Ons het nou 'n Honesty Library wat ons begin, wat ons nou hierdie maand by al 2 meetups gaan doen en dan van daar af 1 keer 'n maand gaan doen. So jy bring 'n boek en jy vat 'n boek. Dis dit. Okay. En dan volgende maand het ons iets baie groots beplan. Okay, dan van. So ons doen volgende maand 'n boekraffle. Ja, okay. So jy koop 'n raffelkaartjie Ja. vir R20 en ons het 500 en meer kaartjies te koop, dan wen jy 'n boekbox met 3 groot boeke, hardcover, kind of special edition, dit het sprayed edges en alles en nog baie extra goodies. Helfte van daai geld gaan om natuurlik vir die boekbox te betaal en die ander helfte gaan ons vir Fetch Park donate, dat hulle die hondepark kan oopmaak, dat ons daar ook kan gaan sit en lees. So ons is besig om groter goed te wil doen. So definitief gaan ons eventually mense kry om te kom met hulle boeke en kom sê, okay, ek het geskryf, kom ek lees. So dit is in die beplanning. Ja, en ook ek is tans besig om 'n Suid-Afrikaanse skrywerboek of Suid-Afrikaanse skrywer se boek te lees. Okay. Van Dominique Wolff se Rock Bottom. En dit is so inspiring om te sien hoe daar 'n groter platform kom vir Suid-Afrikaner skrywers. Ek wat self hou van skryf en wat ook hopelik eendag my eie boek kan publiseer. Dit is net so lekker ook om daar te wees en te sien hoeveel mense die skryfwerk waardeer, hoeveel mense belangstel in dit. So soos Ja. Andri sê, dit is definitief daar vir eendag. Ja. Ja, maar ek dink dit is 'n amazing ambisie wat julle het en wat julle reeds doen, maar ook waartoe julle mik. Ja. Nou, so 'n bietjie van die kompetisie wat jy so genoem het. Jy het gesê volgende maand, so dis nou vir Junie maand Ja. wat ons nou 'n bietjie kan uitkyk vir so 'n kompetisie. So julle kan al volgende week begin uitkyk. Ek So sal volgende volgende week gaan ons die kaartjieverkope oopmaak. Okay, en dit is op julle sosiale media. Dit gaan op ons Facebook en ons Instagram en ons TikTok wees. Okay, sê net 'n bietjie vir die gehoor, wat sal hulle moet search in Instagram of Facebook? Net Silent Book Club Potchefstroom. Ja, so as julle ewen op Google as jy gaan Silent Book Club Potchefstroom, Book Club Potchefstroom, gaan julle ons kry. Facebook, Instagram kan julle ook net sê Silent Book Club Potchefstroom, julle gaan ons definitief kry. Okay, en dan gaan julle vir al die kompetisie details daarso. Al die details vir volgende meetups, kompetisies, enigiets wat gaan gebeur by Silent Book Club, gaan daar wees. Ek dink dis iets nogals om uit te sien, veral as jy 'n leser is. En ek dink elkeen van ons ken dalk iemand wat hou van lees en miskien as hierdie prys, soos jy nou beskryf, dit klink vir my na 'n paar R1000 se waarde. Ja. Collector's edition amper. Ja, Ja. Ek dink nee. dis nogals iets spesiaal om te wen by 'n boekklub. definitief, ja. Oh nee, ek hier's 'n so die vrous met wie ons werk, Small Beginnings, is hier in Potch. Sy doen elke week 'n boekraffel waar jy boeke kan wen. So ek het haar genader en gesê, hoor gou. Ek dink ons werk saam. Okay. Ek wil boeke hê by jou. Ja. Sjoe. So ja, dit is 'n groot boekbox wat jy kan wen. Okay. Ja, en ons het 'n tweede en 'n derde prys ook Ja. wat nog gaan inkom. Dis dit klink exciting.
Also net, jy kan definitief baie goed wen. Easy. Ek begin boek lees dalk. Doen dit. Ja, ek lees daarom so nou en dan. Bianca, ek gaan jou nou in die diepkant gooi. Jy het genoem van 'n passie wat jy het om eendag ook 'n boek te skryf en te publiseer, of Yes. tans besig om te skryf en dalk eendag te publiseer. Ja. Kan ons 'n bietjie meer daarvan? So, ek wou nog altyd toe ek jonger was geskryf het en ek het boeke gelees en dan sê ek soos maar ek hou nie van die einde nie. Kan ek die einde vir myself skryf? En baie boeke het die laaste 2-3 bladsye is blank pages. So dan het ek my eie eindes daar geskryf en my ouers het gedink ek het hulp nodig of ietsie. maar ja, en toe so begin van die jaar het 'n storie by my kop opgepop en dit het my net nog nie weer alleen gelos nie. Ek is al 'n paar goeie, ek dink 70,000 woorde in Ja, dis goed, ja. wat net uit my uitvloei en ek geniet dit so baie om hierdie stapte of hierdie walk te walk. En ja, dan wil ek eendag 'n groot droom van my is om daai boek in die winkels te sien met my naam op en te weet dat ek het daai boek geskryf en ek dink 'n ander groot ding is net as ons boeke lees en dit maak jou so rustig voel en jy lees 'n boekreeks of net 'n boek wat vir jou 'n baie ander tipe gevoel gee en ek dink vir my sal ek dit love om daai gevoel ook vir mense te gee. Ek is introverties, maar ek love mense. So dit is 'n baie gevaarlike kombinasie want ek wil so graag connect met mense, maar partykeer sê ek soos ek weet nie regtig hoe om met mense te praat nie. Maar ja, om te kan skryf en dan hopelik einde van die jaar te kan publish en publishing houses te benader en alles sal amazing wees. Dit is 'n baie groot droom. En vir my 'n lekker ding met die Silent Book Club ook is dit gee vir my soveel rustigheid en confidence ook om daar te kom sit en op my laptop te skryf want ek kan met mense praat en hulle vra my oor wat ek skryf en al daai goed, dan kan ek vir hulle sê dit en jy kry so baie goeie terugvoering en baie positiwiteit, wil ek sê, van die mense wat ons nou al in die boekklub het, dat dit my net baie aanmoedig, al voel dit partykeer bietjie moeilik en dit voel soos 'n dom graad 3 droom wat ek volg, maar ek voel dit daar en ek voel die Here het op my hart gesit vir 'n rede en ek wil dit volg. Spesiaal. So ja, dit is. Ek vergeet mense kan selfs gaan sit en boek skryf nou daar. Ja, dit is so maklik. Dit is so maklik om dit te doen. Jy bring jou laptop. Ek weet nie partykeer of jy getikkery mense pla nie, maar dis okay. Dit was definitief goed aan in die agtergrond met baie meer raas as 'n tik op 'n. Ja. Okay, en Bianca, Zandri, ek moet jou nou ook bietjie in die diep kan gooi. Okay. So, buiten vir die voltydse werk wat jy doen en die passie wat jy gehad het vir die Silent Book Club, wat dink jy het jy geïnspireer om hierdie ding te begin? Dat jy nie meer alleen wil lees nie. Ja, ek werk van die huis af. So ek sit die hele dag by die huis. Ek is heeldag alleen. Ek sien net my man as hy by die huis aankom en dis al wie ek sien. So ek dink wat my meerendeels geïnspireer het is om fisies uit die huis uit te kom en om mense te ontmoet en om myself ook te challenge. Ja, verseker. Omdat ek 'n verskriklike groot introvert is, verskriklik social anxiety het ek ook net gedink kom ek challenge myself met hierdie en kom ek probeer myself ook verbeter en meer die geneigtheid kry om met mense te praat. Ek meen die heel eerste Silent Book Club wat ons gehou het, was dit ek het daar gestaan en 2 mense het opgedaag, 2 onderwysers en hulle het met my kom praat want hulle was hier vir Silent Book Club en ek het daar gestaan en ek het so gebewer, ek het gesê ek is so jammer, ek weet nie wat om te doen nie. En nou as mense daar aankom, kan ek al gaan en sê, "Hi, welkom. Hierdie is hoe dit werk. Hierdie is waar jy sit. Hierdie is wat ons doen." So dit het my definitief verbeter. Dis nog interessant hoe dit werk. Ek weet op skool as ons mondelings moes gedoen het. Kyk, sy vra eers as hy enige vrywilligers, dan steek niemand hulle Ja. En sê jy daai een persoon net maar. En dan gaan ons niemand, dan gaan ons alfabeties. Nou my van begin met 'n C. So ek weet oor dit is nie lank nie, dan's ek daarvoor. En mondeling is gewoonlik 2-3 minute max, maar dit is hel. Dit is hel. Die langste uur. Dit is die langste en dit is die ergste experience ooit. Ek sit eerder 'n pouse in 'n klas voor ek mondeling moet doen. Ja. Maar dis daarin van jy moet jouself ge-challenge het
En Yes. waar ek gestaan het en net voor 20 mense moet praat en soos bloedrooi word van skaamte, het ek myself gechallenge en ek kan live praat soos ek nou praat. Ek kan voor honderde duisende mense praat en dit is nie vir my issue nie. Maar dit was nie gebore so nie, verseker nie. Dit was daarin van daag jouself uit en leer jouself, ontwikkel jouself en ek dink julle maak dit ook weer moontlik vir ander mense wat dalk nie daardie kom ons noem dit daai confidence het. Om te sê, weet jy wat, kom ek begin het nie, maar iemand anders het dit begin, maar nou kan ek inval. Nou kan ek selfs klein treetjies begin vat en sê ek gaan die eerste boekklub gaan ek nie met iemand praat nie. Ek sal net eers bietjie almal uitcheck. En die tweede een sal ek so bietjie meer oogkontak maak, so bietjie meer small talk doen, die derde een en so het jy hierdie spasie geskep vir mense wat normaalweg nie so maklik uit hulle boksie uitklim nie, maar wat stelselmatig nou meer vrymoedigheid het om dit te doen. Ja, ek dink die lekker ding van Silent Book Club is ons het aparte tafels. So jy kan by 'n aparte tafel gaan sit, maar ons moedig mense aan om by dieselfde tafel te sit. As jy net een persoon is, gaan sit by iemand anderste. Jy hoef nie met hulle te praat nie. Maar daai maybe en veral as jy sit en lees en mense kan sien wat jy lees. Ek het al baie mense gesien by die boekklub wat presies dieselfde boek lees. En hulle praat nie met mekaar nie. Hulle sien mekaar nie eens raak nie. So my werk is om hulle bietjie net by mekaar te sit. Want ek meen jy lees in elk geval dieselfde boek. So jy kan net sowel met daai persoon gaan praat oor daai boek. So ek dink kom kyk, kom voel dit uit. Kry 'n voet uit jou huis uit. En jy hoef nie te praat met enigiemand nie. Jy hoef nie enigiets te sê of enigiets te doen nie. Bring net jou boek om sit en lees vir 'n uur. As jy voel jy wil praat, go for it. Op daai noot ook, ons het ook redelik 'n paar ekstrovertiese mense wat ook opdaag. En dit is half ook 'n blessing want hulle doen die praatwerk met iemand wat dalk nie self wil praat nie. So dis nie net as jy voel jy wil net sit en lees nie, as jy daar is om met ander lesers te connect en jy kan daai uur stil bly en net bietjie lees en dan na die tyd iemand benader en met hulle gaan praat en vir jou ook half 'n community vind en soos Andri sê, iemand wat dieselfde boek lees, as jy voel jy het bietjie meer mense nodig waaroor jy kan praat met boeke en alles. So dit is ook 'n groot plek om vriendskappe en community te begin wat ons al klaar sien gebeur en waarvoor ons so baie dankbaar is. Yes. Nou Potchefstroom op daai noot moet ons vir julle sê dat ek dink hierdie is 'n great inisiatief wat geneem is. Dis reeds daar elke maand, 2 keer 'n maand moet hulle bymekaar gaan kyk bietjie uit op hulle sosiale media. Ons het nou vir julle gesê, is Facebook, Instagram, die WhatsApp community, sodat jy op hoogte bly van al die nuus, ook die kompetisie wat binnekort begin en seker te maak jy mis nie 'n geleentheid waar jy jou gunsteling boek kan lees in stilte, maar ook saam met iemand anders gesels wat dalk dieselfde boek as jy lees. Ek dink is 'n great geleentheid en ek dink Sandri, Bianca, dankie vir wat julle doen en begin het en ook moontlik maak vir die toekoms of vorentoe van buite in Potchefstroom. Dankie dat jy ons genooi het. Ja, dit was nie so erg nie. Ja, dit was nie so erg nie. Dit was 'n baie goeie stapie in die introvertiese kom uit die boksie uit. So, dit was lekker. Dankie. Ja, sien, dankie julle en dankie Potchefstroom en dan sien ons julle weer hierso in die ateljee. Tot volgende keer.